Josua, hoofstuk 14. En dit is die gedeeltes wat die Israeliete as erflike besitting in die land Kanaan aan die oorkant van die Jordaan ontvang het. Die priester Eleazar, Josua, die seun van Nun, en die stamleiers van die Israelitiese stamme het dit onder hulle verdeel. Daar is geloot om aan elkeen sy erfdeel toe te wys, presies soos Moses in opdrag van die Here beveel het, dit gedoen moet word vir die 9,5 stamme. Aan die ander 2,5 stamme het Moses reeds hulle erfdeel toegewys aan die ooste kant van die Jordaan. Tog het hy nie aan die stam van Levi enige erflike besitting gegee nie. Die nageslag van Josef het bestaan uit 2 stamme, naamlik Manasse en Efraim. Die Lewiete het geen erfdeel in die land gekry, behalwe stede en dorpe om in te woon nie. Die weiding rondom die stede was vir hulle vee as weiding. Die Israeliete het die land verdeel presies soos die Here vir Moses opdrag gegee het. In Gilgal het die stam van Juda na Josua toegegaan. Toe het Caleb, die seun van Jefune, wat uit die familie van Kenas was, vir hom gesê: U was self by en onthou die woorde wat die Here met Moses, die man van God, in Kades Barnea gespreek het. Op daardie stadium was ek 40 jaar oud. Toe het Moses, die man van God, my van Kades Barnea afgestuur om hierdie land te verken. Ek het teruggekom en aan hom verslag gedoen oor alles, volgens my hartsoortuiging. Die ander manne wat ook saam my gestuur is, het egter die volk bang gemaak en hulle harte het van vrees ineengekrimp. Tog het ek die Here my God met volharding gevolg. Op daardie dag het Moses onder eed gesê: Aan jou en aan jou nageslag sal elke voetbreedte van die grond waarop jy geloop het as erflike besitting behoort, want jy het volhard in jou geloof in die Here my God. En kyk hier, tot nou toe het die Here my lewe gespaar, soos hy beloof het. Dit is nou al 45 jaar sedert hy die woorde met Moses gespreek het. Destyds het die Israeliete nog in die woestyn rondgeswerf, en vandag is ek reeds 85 jaar oud. Ek het nog al my kragte, soos toe Moses my destyds uitgestuur het. Ek is nog net so sterk soos destyds, en ek kan nog uittrek vir die oorlog en veilig terugkom. Ek wil hê dat u hierdie bergland waarvan die Here gepraat het aan my gee as my erflike besitting. Jy het self op daardie dag gehoor dat daar Enakiete is wat groot versterkte stede het. Dalk sal die Here by my wees, en dan sal ek hulle kan verdryf, presies soos die Here destyds gesê het. Toe seën Josua vir Caleb, die seun van Jefune, en gee aan hom Hebron as sy erflike besitting. Dit is hoekom Hebron die erfdeel van Caleb, die seun van Jefune, uit die familie van Kenas geword het, want hy het volhard om die Here, die God van Israel, te volg. Hebron behoort vandag nog aan Caleb. Voorheen was die naam van Hebron Kirjat Arba, wat stad van Arba beteken. Destyds was Arba die grootste man onder die nageslag van Enak. Toe het die land gerus van oorlog.